En ons wil die naam groot maak en ons wil vir u sê, Here, u is alles wat ons nou gesing het en baie meer. En ons wil bid dat ons sal ervaar hoe u Gees ons meesleer, dat u ons sal help om nie te veg teen die beweging in die rigting waarin die Gees beweeg nie, maar dat ons ook sal regkry om saam met die Gees te beweeg, soos daai eerste Christene. In Jesus naam. Amen. Sy. Dit is so lekker om by julle te wees. Goeienaand. Ek het, kom ek sê iets oor die boeke. Dankie vir almal wat boeke koop. Lyk my ek het te min gebring en dit help regtig, ek's 'n tentmaker, so dit het nou so uitgewerk dat ek nou boeke skryf deesdae. Maar Daka, dis 'n fiksieboek. Dis daai boek wat die tannie vir Koem boeke, ons het nie gedink hulle Koem gaan hom op die rak sit. Ek was baie verbaas toe hom op die rak sit, 'n paar maande na hy verskyn het. Toe skryf die tannie vir hulle, nee, jene, ordentlike winkel soos julle kan nou nie so 'n boek op die rak hê nie. So hy het 'n bietjie nagstukkies ook op. Dit gaan oor 'n ou wat iets vreesliks mee gebeur het, 'n storieboek. En toe nog 'n erger ding aangevang het, en toe sy dood gefake het, en probeer het om 'n nuwe lewe te begin, op 'n eiland, noord van Lamo, het hy teen die kus van Afrika opgevlug, en wille plekke, en tussen wille mense beland, maar daar is 'n baie sterk geestelike lyn, en ook 'n baie interessante seediere, dugong, ek weet nie of julle dugong ken nie, die boek gaan onder andere ook daaroor, so as julle belangstel, en dan eendags te ver het ek julle van gesê, daar is nog so 'n paar oor, maar ek het 'n klompie, hoekom ek nou ook iets sê oor die boeke is, het 'n hele paar oproepe in boodskappe gehad. Gister het kom ek sê net eers dit, het Lux Verby laat weer daai leefligboek is eintlik uitverkoop en hulle herdruk hom. So hy gaan oor 4 weke gaan daar weer 'n klomp van hulle wees, waar ek baie dankbaar is. Dis hierdie reeks wat ons doen. En dan hierdie boekie het nou iemand het vanoggend vir my 'n foto gestuur. Hy's net in Kaapstad in die netwerk die Media 24 se gebou. Dit is so massive, so groot soos hierdie verhoog. En ek is so dankbaar, want dit is baie selde dat hulle 'n Christenboek sal adverteer. En ons het so hoop, Lux Verby en ek, die uitgewer, dat dit 'n klomp jong mense se lewens sal aanraak. So julle moet asseblief saam met ons bid. Laasweek was daar ook in die Burger 'n review van hom. En ons glo so dat die jong mense nie die kerk se toekoms net is nie, maar dat hulle ook die kerk se hede is. Hulle is reeds deel van die kerk. En ons het baie om by jong mense te leer. En jong mense, ek vertel die ongelooflikste stories van die wille goed wat jong mense voor kans gesien het, waarvoor groot mense nie kans sien nie. En deel van die boodskap is om te sê dat jy nie belangrik hoef te wees, of 'n klomp status hoef te hê, of ryk te wees om deur God gebruik te word. Jy hoef nie te wag vir eendag nie. Eendag is te ver. Die Here kan jou gebruik net soos jy is. As jy bereid is om te dien, klein te word. En dis miskien kom bejaarde mense ook in boek daar so baie lees. Want ek dink hulle voel ook, jy weet daai ding van die samelewing sien ons nie meer noodwendig as, hulle voel eintlik ek wil ons vertel van daai ouer huis met die naam ver genoeg. Sê nee man, solank as wat jy asemhaal, het God 'n plan, en 'n groot plan, en hoe meer ervaring jy het, jou ervaring is baie belangriker as jou status in die samelewing. En dis 'n wonderlike ding om te ontdek vir ons almal. Toe hulle gevra het oor die koninkryk, het Jesus gesê, gaan leer by klein statuslose kindertjies oor my koninkryk. En ja, so dankie in elk geval almal wat boeke koop. En die ander ding wat ek gekry het, 'n boodskap dat Bargain Books hier by julle. Die bemarker het vir my gesê, Jacob, hoor jy's in Jeffries, toe sê sy Bargain Books het 'n klomp van hierdie geel boekies bestel. So ek sien hulle is omtrent uit. So julle kan dit daar kry en op Takealot en op allerlei ander plekke verkoop NB en Lux Verby die boeke hoor. So as dit nou uitverkoop is, moenie worry nie. Ons het elke aand 'n lang gesprek oor wat mense sê, hulle soek nog 'n boek of wat ook al. Okay, daar's dit nou ook verby. Ek het een keer vir die kinders sal by ons vertel, jy kan 'n tandepasta bysie hê, en jy kan staan op die buitekant van daai tandepasta bysie, waar kan wat ook al staan, daar kan Colgate staan, of een of ander naam, maar dis eers as jy hom druk, dat jy sien wat regtig in hom is. En dit sal maar verskriklik wees, as jy 'n tandepasta bysie die oggend druk, en dan kom chili saus uit. Nie waar, nie?
of tomatiesous. Mens verwag dat sal onder druk sal uitkom wat op die label staan. En dit is 'n krisis van ons tyd, is dat Christene dikwels, mens sien dit baie keer die duidelikste op sosiale media, hulle sal in hulle profiel sal daar baie mooi Christelike goed staan, God eerste, follower of Jesus, maar dan die druk, daar gebeur 'n wrede ding in die samelewing, daar's horrible iets, iemand sê iets leliks wat hulle nie mee saamstem nie, of polities, daar's politiek wat hulle nie mee saamstem nie, en dan bring die druk eintlik die teendeel uit. Dan sit iets bitter en donker en duister wat uitkom. En in die vroeë kerk, lyk dit vir ons asof hulle onderdruk, dit wat uitgekom het in daai wreedste, donkerste, moeilikste tyd, met die meeste weerstand, met die minste vryheid van spraak, asof daai druk iets ongeloofliks uitgekom het. En daarom het ons baie om by hulle te leer. Ons praat oor hierdie 5 gewoontes van 'n volgeling van Jesus. En ons het gesê die eerste een is om tyd af te sonder in gebed. Die tweede een is Handelinge, daar het ons Handelinge 1 gelees, Handelinge 2 en 4 waar die kerk gebore word net na die uitstorting van die Gees, staan daar en hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie, dat hulle onselfsugtig was met hulle materiële besittings en hulle geld. Die derde eienskap of gewoonte van 'n volgeling van Jesus, het ons gisterand oor gepraat, is hulle het hierdie unieke eenheid geleef. Paulus skryf, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is of slaaf of vry, besny of nie besny, hier is Christus alles en in almal. Dat daar skielik hierdie entiteit op aarde was waar die vreemdste mense mekaar broer en suster begin noem het en dit bedoel het. Oor ekonomiese kultuurgrense heen en dit het hulle laat uitstaan soos 'n seervinger en ons het gesê Jesus se gebed het sommer met die uitstorting van die Gees in daai eerste gemeente waar geword vir sy kerk. Hy bid, ek bid dat my mense een sal wees, sodat die wêreld sal glo en hulle was een en die wêreld het geglo. En dit was Handelinge 2, Handelinge 4. En dan kry ons Handelinge 5, Handelinge 6 gee Stefanus sy beste preek, sy eerste groot preek. En hy preek sy hart uit. En dan word hy gestenig. Ek sê een keer vir die jong mense daar by ons, ek moet nou mos broken English praat, ek sê, and Stephen was stoned. Helde daai kinders se lewens op. Ek kan dink jy op Jeffries ook, hy moet dit nie oral so sê nie, nee. Hulle wou die goeie nuus dadelik hoor. Toe sê die meisie in die band, Jaco sê net, hy's met klippe doodgegooi. Killed with stones. Maar kom ons lees die verhaal, Handelinge 7, Handelinge 4 sien ons nog, 2 en 4 aan die begin sien ons, God het elke dag, weet het baie goed gegaan met die kerk, God het elke dag mense by die gemeente gevoeg, en dan lyk dit net so beautiful mooi storie, die kerk groei en plof, en dis hierdie mooi herlewingsverhaal. Maar as jy lank hier, dan breek die moeilikheid uit, en ek het julle vertel, ons het sulke t-shirts wat sê, moeilikheid is ons besigheid. Hierdie ouens het dit ook beleef. En net so 'n rukkie daarna, tussen die vervolging, in al sy glorie. Handelinge 7, ek gaan net die laaste stuk lees van Stefanus se storie, maar lees gerus die hele een, Handelinge 6 en 7. Handelinge 7 vers 54 tot 60, toe die lede van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens wat aan die regterkant van God staan. Toe het hulle hard geskreeu, en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. En toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterwe. Handelinge 8. Ook Saulus het die moord goedgekeur. Onthou dit sou later Paulus word. Of het was eintlik, ek nou 'n bietjie al daaroor gelees,
ek het altyd gehoor, Saulus het na sy bekering Paulus geword, maar na sy bekering word hy 'n paar keer nog steeds Saulus genoem. Saulus was maar die Joodse uitspraak van sy naam en Paulus meer die Hellenistiese uitspraak in die Romeins-Griekse wêreld. En hy het al hoe meer daar begin leef en werk en die naam Paulus is al hoe meer gebruik. Maar hy het 'n baie radikale bekering beleef. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi in die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan en mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. En lees gerus die res van daai verhale. En dan die eerste dorpie waar daar 'n herlewing is waarvan ons lees, is die Samaritaanse dorpie. En dan versprei die evangelie so. En dan onthou 'n mens Jesus se woorde wat gesê het, as die Gees oor julle kom, sal dit julle beweeg oor die grense van mense. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke. Dis vir my baie mooi dat julle gemeente dat julle nie sê of nie, dat julle sê en. Daar's 'n gemeente, ek hoor van ouderling sê vir my, hulle buitelandse sending begroting doodgemaak om te oorleef. Ek wil sê, miskien vir jou gemeenteraad, as dit nie vir sending was, vir wêreldsending was nie een van ons vandag Christen nie. As Paulus geluister het na daai Jode in Jerusalem, daai eerste Joodse Christene wat gesê het, ons mense eerste, dan het die evangelie net daar gebly. Ons gaan ons partykeer aan asof ons, ek hoor dit baie keer, dan dink ek, hemel, dink jy oom, sy voorouers was Jode wat agter Jesus aangeloop het. Hulle was heidene. En Paulus en die vroeë Christene moes die grense van mense oorsteek, dikwels met hulle lewens betaal daarvoor, sodat die evangelie uiteindelik tot hier kon kom. Hulle het gesê nee, want 'n groter visie gehad as net hulle self. Ons gaan môre aand meer daaroor praat. Maar is nogals 'n aangrypende verhaal hierdie van Stefanus. En 'n mens sou tog wou hê dat as jy nou preek, dan kan jy dink aan Stefanus. Ek onthou toe ek die eerste keer moes preek, dan sê jy op jou senuwees. Ek het julle vertel van daai student wat gesê het wat die woorde vergeet het van die seun. Toe sê hy nee, tata hoor. Maar kan jy dink hoe gespannend Stefanus was om vir mense te preek wat nie noodwendig die evangelie wou hoor nie. En dan ek bedoel die laaste uitkoms wat jy soek, is dat mense sal partykeer nog opstaan en uitstap, dit het ek al baie beleef, maar dat hulle jou met klippe doodgooi. Ek bedoel, dis nie 'n teken dat jou preek suksesvol was nie. Dis waarskynlik hoe hy gevoel het. Hy het wonderlike insig gehad in daai donkerste oomblik. Hy het Jesus sien staan aan die regterhand van God. Onthou gewoonlik sit Jesus, maar hy het hom sien staan aan die regterhand van God. Hy het die belewenis gehad van die Here is by hom in sy donkerste oomblik. Maar hy het waarskynlik ook deep down gedink, Here, dit het nie gewerk nie. Ek dankie dat ek kan huis toe kom. Ek het probeer, dit het nie gewerk nie. Min sou Stefanus weet, onmoontlik vir hom op daai oomblik te weet wat God met daai gebroke getuienis van hom sou doen. Dat daai preek wat hy gedink het nie gewerk het nie. En sy steniging, sy donkerste oomblik nog sou ego deur die eeue, dwars deur die kerk, tot aan die suidpunt van Afrika, in 'n dorpie, 'n surferdorpie met die naam Jeffries. En dat mense op 'n Pinkstersondag nog steeds in verwondering oor hom sou praat, oor wat hy gedoen het in sy donkerste oomblik. En dis 'n groot ding vir 'n Christen om te besef, dat God, die Bybel is nie 'n boek van hoe die Here deur perfekte mense se goeie pogings gewerk het nie, maar dis 'n boek van hoe God deur stikkende gebroke mense se dikwels mislukte pogings nog steeds gewerk het. En dit moet ons aanmoedig om harder te probeer vir die Here. En nou is dit ons beurt. Ek dink as ons vanaand se tema vat, vanaand sin is die gewoonte van die volgelinge van Jesus om goed te wees vir hulle vyande. Dan moet ons net onthou dat vyhandigheid was nie die tannie wat moan oor jou kat nie.
Dit was nie die oom wat gesê het, jy moet bietjie daai lang gras voor jou erf sny, of die ou wat voor jou, die taxi wat voor jou inry, of die neefie wat nie meer met jou wil praat, of wat ook al nie. Ek wil dit sluit nie daai ons uit nie, maar ons moet net weet, wanneer Paulus die woorde geskryf het oor vyhandigheid, wat ons nou gaan lees en probeer memoriseer, was die definisie van vyande, was die mense wat jou mense op die brandstapel verbrand het. Wat jou mense onwettig, onregverdig in die tronk gegooi het en geslaan het. Paulus vertel aan die einde van 2 Korintiërs hoeveel keer hy geslaan is, hoe hy die gebruikelike slag van houe van die Jode gekry het. Ons het daai verhaal van hom, waar hulle hom so slaan het, hulle hom uit die stad uitsleep en hom vir die dood agterlaat. En dan dink jy eintlik, hy sal hom seker nou wegstap. Dan vee hy die bloed af, en hy stoffie sy boude, die stof van sy boude af, en die grond uit sy hare, want hy moes daar gelê het, hulle het gedink hy's dood, en dan stap hy weer in die stad in. Dit was die mense wat jou en jou mense wreed behandel het, beyond thinking. Ek wil nie eers die stories vertel van, hulle het probeer om so kreatief as moontlik te wees, om daai Christene soveel as moontlik te laat lei. En dis nie net die Christen historiese wat hier oorskryf nie, daar's baie sekulêre historiese wat sê, maar hoe is dit moontlik dat hierdie ons aangehou het onder sulke donker omstandighede? Tertullianus, een van die ou kerkvaders, het geskryf, en ons het baie van die geskrifte van die ou kerkvaders, en Tertullianus het gesê, of die Tigris is nou riviere, hy het gesê, of die Tigris in vloed is, en of die Efraat opdroog, die keiser se antwoord is altyd om nog Christene vir die leeu's te gooi. Ek was saam met Stefan Joubert, hulle het my gesponsor om saam met hulle vroeër jaar Klein-Asië, daai plekke in Turkye vandag, te besoek, Efese en so, en dan ons daar in 'n arena, en dan weet hulle, en dan sê hulle, hierdie Christene is hier doodgemaak. En dan het hulle voor die magtige duisende, partykeer 20.000 of 30 of 40.000 mense van die stad, het hulle daar gestaan in 'n arena, en dan is hulle daar doodgemartel. Jy kry koue rillings as jy daaraan dink. Ons het die verhale van een van die oudste nuwe historiese Christen geskrifte waaraan Christene genoem word, is wat Trajanus en Pliny, 2 Romeinse keisers vir mekaar skryf. En die een keiser eintlik vir die ander een vra, hy sê, hier's 'n groep mense onder ons, hulle noem hulle self Christene. Ek hoor jy het ook van hulle daar by jou. Ek weet nie lekker wat hulle glo nie. Hy sê, maar ek het 2 slawe meisies gevang wat Christen is. Ek het hulle nou gemartel om te hoor wie hulle is. En dan noem hy so 'n paar goed en dan sê, wat doen jy met hulle? Dan sê hy, ek laat hulle, gee hulle 'n kans om vir die afgode te offer. Ek maak hulle nie voor die voet dood nie. Dan klink dit eintlik so 'n bietjie genadig. Ek laat hulle vir die gode offer en as hulle beloof om hierdie ding op te gee, dan laat ek hulle mag gaan. Maar as hulle dit nie wil doen nie, dan maak ek hulle dood. En dan het hulle 'n voorbeeld gemaak natuurlik, want dit was en hulle het vieslike goed gesê oor Christene. Jy weet, van hulle, daar het allerhande, mens maak mos 'n karikatuur van die onbekende as jy iemand nie verstaan nie. So mense het roemers versprei oor Christene omdat hulle 'n ondergrondse organisasie was en jy hulle nie regtig kon weet wat hulle glo nie. Het die mense begin skinder oor hulle en gesê, ja, incest, hulle noem mekaar broer en suster. Hulle het gesê hulle is kannibale want hulle drink die bloed en hulle eet die liggaam. Hulle het sulke taal gehoor en dan het hulle sê is belaglik en dan het hulle karikatuur gemaak van hulle. En hulle baie verskriklik wreed behandel. En die vraag is, as dit dan so donker, wrede tyd was, hoekom het die kerk so vinnig gegroei? Hoekom het die kerk die vinnigste gegroei in daai tyd? Het jy ook al gewonder? Ek bedoel, mense het nie na die vroeë Christene gekyk en gesê, ja, maar het lyk so lekker om 'n Christen te wees, ek wil ook een wees nie. Ons marketing is vandag baie goed. Daai tyd mag hulle was 'n ondergrondse kerk. Hulle mag eintlik, dit was baie dapper van Paulus, as ons sien daar in Athene wat hy voor die ouens praat. En gewoonlik het dit ook nie te goed vir hom geëindig. Maar jy is 'n verbode organisasie, jy het geen vryheid van spraak in elk geval gehad nie. Maar jy is nog 'n Christen ook. Mense het nie na die vroeë Christene gekyk en gesê, ja, maar dit lyk so lekker om 'n Christen te wees, ek wil hulle join, ek wil deel word van hulle groep nie. Ek dink wat gebeur het, is mense het eerder na hulle gekyk en gesê, wat kan so ongelooflik wees dat mense soveel daarvoor sal verduur?
Wat kan so groot wees dat mense soveel sal opgee daarvoor? Wat kan so fantasties wees dat mense self sal sterwe en gemartel word? Wat kan 'n mens so vry maak dat jy in jou donkerste oomblik nog steeds goed doen, soos Stefanus, dat jy bid vir die mense wat jou seermaak? Wat kan 'n mens so vry maak? Ek dink dis eerder wat die kerk laat groei het. Hulle het ongelooflike geloofwaardigheid gehad. Weet julle hoekom? Want die kerk se getuienis is baie selde in die openbaar aangehoor, omdat hulle 'n verbode organisasie was. Maar die rare kere wat hulle getuienis wel aangehoor is, was wanneer hulle tereggestel is. As hulle gevang is daar in die stad, onthou as ons 'n klomp Christene by mekaar was, dan het ons geluister of ons het die kamele of die perde se pote van die soldate buite hoor nie. Was versigtig. Die kerk se getuienis is dikwels alleen in die publiek aangehoor wanneer hulle gevang is en die soldate hulle geslaan het en hulle in die tronk gaan sit het. Dan die hele dorp kom kyk. Julle weet hoe is dit as daar 'n ongeluk of 'n bekleierery is? Almal kom kyk. En hoe die Christene in daai oomblik opgetree het. Daar is hulle getuienis aangehoor in die publiek en hulle het 'n baie groot premie daarop geplaas. As mens die kerkvaders verhale lees. Hulle het gesê, bid vir my, een van die kerkvaders. Nie dat hulle my nie sal doodmaak nie, maar dat ek die Here sal verheerlik. Hulle is aangehoor daar in die arenas, die Colosseum en van die ander arenas, wanneer hulle tereggestel is, voor hulle doodgemartel is. Justinus, een van die kerkvaders, vertel, ons het sy getuienis, hy vertel hy was 'n Griekse student, eintlik 'n Romein, maar die Griekse filosofie en godsdienste bestudeer. En hy het met 'n Joodse oomie gesels, en hy het allerlei goed oor godsdienste gehoor, en hy het geweet van hierdie Christene, maar hy het gedink hulle is ongiere karakters. Hy het die rumors gehoor, die karikatuur wat die gemeenskap van hulle maak. Hy sê, maar toe op 'n dag, toe ek by die verhoor van 'n Christen, van Christene. Hy sê, en ek het by myself gedink, as hulle dan sulke ongiere karakters is, dan sal hulle mos enige iets sê, hulle sal mos kwaad word en skree en vloek en tekere gaan, wanneer hulle so onregverdig behandel word. Hy sê, maar hulle het nie. En ek het van myself gesê, maar dan is dit nie waar wat almal van hulle sê nie. Hulle sê, the best criticism of the bad is the practice of the better. Dink bietjie daaroor. It's better to light one candle than to curse the darkness. En Justinus sê, ek het die lig gesien, toe daai Christene wreed behandel is, en ek het besluit, ek gaan my lewe vir Jesus gee. Ek wil nie net meer godsdienste bestudeer nie, ek wil 'n volgeling van hierdie Jesus word, wat die mens so kan laat wees. En ons ken hom in die kerkgeskiedenis nie as Justinus net nie, ons ken hom as Justinus die martelaar. Hy is een van die kerkvaders wat doodgemartel is, uiteindelik later in sy lewe, nadat hy ongelooflike dinge reg gekry het vir die evangelie in 'n baie moeilike tyd. Altyd as ek hieroor dink, dan dink ek, maar ek dink ons, iets wat ons moet besef, en wat ons nou al voor moet bid is dat ons donkerste, onregverdigste oomblik, lyk my is ons die oomblik waar op die druk die meeste op ons is die oomblik waar ons getuienis die heel meeste saak maak. En ons moet bid dat die Here ons genade sal gee, om dan reg op te tree. Daar was 'n ou uit, en hulle het vir haar van die ryk voorstede naby Pretoria het hulle getrek, en in Hillbrow gaan bly, hy en sy hele gesin. En kom een keer by 'n konferensie oor praat, hulle het gekies om juist daar te bly, omdat dit sleg gaan. Christene het dit dikwels deur die eeue gedoen, hulle het na 'n plek toe getrek, omdat dit sleg gaan. So as dit nog bietjie sleg gaan in Suid-Afrika, dan kan jy sê, dalk sê, ons moet nog hier wees, maar as dit beter gaan ons moet trek na 'n donker plek toe. En ek is die donkerste plekke in die wêreld veronderstel om vir die kerk die grootste prioriteit te wees. Die donkerste plekke in 'n dorp of in 'n stad is veronderstel om die grootste prioriteit vir die kerk te wees, want 'n kers is nie veronderstel om te moan in die donker nie, 'n kers is veronderstel om te skyn in die donker. Wat help dit nou 'n kers skyn in die lig? En nou die ou hy sê het geleer om elke oggend, want hulle is maar deur 'n klomp goed daar in Hillbrow, jy kan nou dink. Hy sê, maar elke oggend het ek gebid, I prayed for a readiness to sacrifice and a willingness to forgive. Dis sy gebed.
Klink soos vroeë kerktaal. En dit is net so dat die lig van Jesus 'n manier het om nog steeds die wêreld te fascineer. Maar veral as die wêreld op sy donkerste is. Dis natuurlik al die gewoontes waaroor ons praat, tyd af te sonder in gebed, om materieel lig te leef en onselfsugtig te leef, om eenheid te leef, om oor die grense van mense oor te steek, om goed te wees vir jou vyand, dan kry ons by Jesus self. Matteus 5 onder andere, en Jesus het heel wat hieroor gesê, en hy het baie radikaal, hy het nie dit het gesê nie, hy het dit gedoen. Matteus 5 vers 34 sê Jesus in die bergprediking, hy sê, julle het gehoor, jou naaste moet jy lief hê en jou vyande moet jy haat, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Daai gehoor is baie keer 'n aanhaling uit die Ou Testament. Hy sê, maar ek sê julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor die slegtes en die goeies, en hy laat dit reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Net daarna dan sê Jesus, jy het gehoor daar's gesê, jy het gelees daar's gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle moet vir julle vyande goed wees, julle moet vir julle vyande lief wees. Nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dis interessant, ek het baie Tolstoy gelees, Leo Tolstoy, die Russiese skrywer. Hy het laat in sy lewe uit Anna Karenina en War and Peace en al daai mooi boeke geskryf, en baie ouens het hom verlang gesien as die grootste fiksieskrywer van alle tyd. En later in sy lewe het hy deur 'n baie donker tyd gegaan. Hy het so 'n boek geskryf, hy Confession, wat hy eintlik alles gerekonstrueer het, godsdiens en die kuns en alles. Hy was net baie depressief. En toe het hy tot 'n bekering beleef. Hy sê hy het na die peasants gekyk, die mense wat op die lande werk, en hy het iets by hulle gesien, en dit het hom teruggelei na Jesus toe, en hy was totaal obsessief in sy laaste deel van sy lewe oor die bergprediking en oor die evangelies, en veral Jesus se idee dat 'n mens wreedheid met goedheid moet antwoord, dat jy boosheid nie met boosheid antwoord nie. En min mense weet dit for some reason, maar Mahatma Gandhi het homself letterlik 'n volgeling, gaan Google dit, hy het homself 'n volgeling van Tolstoy genoem. En Tolstoy het 'n boek geskryf, The Kingdom of God is Within, oor hierdie nie gewelddadige weerstand, ook in die politieke omgewing. En dit het Gandhi baie diep geraak, en hy het met Tolstoy gepraat, en Tolstoy het 'n brief geskryf, 'n letter to a Hindu, dis 'n aangrypende brief om te lees, wat onder al die Hindus versprei is. Maar dis Jesus beginsels wat Tolstoy het, hierdie woorde van Jesus, baie letterlik opgeneem, en dit het selfs vir Gandhi, wat nooit 'n Christen was nie. Dis 'n skande eintlik dat hy een van die min ouens is, wat dit in die politieke omgewing dit toe gaan toepas het, wat Jesus gesê het. En daar's 'n Tolstoyan village se ruïnes nog daar buite Johannesburg, waar Gandhi was die hoof van 'n Tolstoyan society, so 'n klein community wat saam geleef het, en wat Tolstoy se leringe oor hierdie goed gevolg het, en Mahatma Gandhi was vir 'n ruk lank 'n leermeester. So die Jesus goed het 'n manier om mense oor grense heen te fascineer. En hulle sê Nelson Mandela en Martin Luther King, Nelson Mandela het glo Tolstoy in die tronk gelees, en Martin Luther King was 'n groot aanhanger van die goed wat hy geskryf het in The Kingdom of God is Within, en jy kan daai boek waarskynlik gratis van die internet aflaai. Maar dis Jesus se woorde in die bergprediking, hy was amper obsessief daaroor, te sê maar die wêreld kan mos nie so wreed wees nie. En as jy 'n volgeling van Jesus in 'n wêreld waarin soveel mense hulle self Christene noem, kan jy mos nie so optree nie. Ek moes een keer in Bloemfontein met 'n klomp mense praat, en die oggend met 'n klomp ou mense, en ek vertel vir hulle van, ons praat hieroor, jy weet, maar die ooms hou van skiet, en hulle hou van oorlog nogal, het is vir hulle so 'n bietjie lekker as die Jode die Palestynë pak slaag, jy sien dit, jy hoor die taal so nou en dan, en ek sê maar, en ek noem 'n klomp van hierdie goed, en ek praat van die Quakers, die leier van die Quakers, wat vir Voltaire so gefascineer het, Voltaire die hero van die ateïste eintlik, hy was baie krities op die Christendom, maar hy was gefascineer deur die Quaker beweging in Engeland, Europa.
En hy het lang stukke geskryf oor hulle geskiedenis en oor hoe hulle leier rond sou gaan en Britse soldate sou oortuig om vir Jesus te volg. En as jy Jesus volg, dan lê jy jou wapen neer. En dan kry jy natuurlik groot weerstand van jou eie mense. Maar dat hulle dapper sal wees. En hy het rondgegaan en hy het mense gesê, jy kan, as jy 'n Christen is, daar's 'n rede om voor dood te gaan, maar nie 'n rede om voor dood te maak nie. Ons was baie radikaal oor hierdie goed. En ek kan sien die ou mense daar in Bloemfontein, jy kan nou dink, dis nie vir hulle goeie nuus nie. En hulle dink, nee, ek sê vir hulle maar, en ek kry 'n idee. Ek sê vir hulle, weet wat? As ou George Fox, die leier van die Quakers, kan julle dink as hy meer suksesvol was, dan was hier nie nou 'n monument van 27,000 vrouens en kinders wat in konsentrasiekampe dood is. Dan het daai klomp Britte wat almal hulle self Christene genoem het, hulle self soos Christene gedra nie ons plase afgebrand in, jy weet, in Suid-Afrika. En is gesê, ons sal dit nie doen nie. Ek sal nie daai boer se plaas afbrand nie, want ek is 'n Christen. Ons sal nie hierdie vrouens en kinders laat doodgaan en kyk hoe hulle dit doen en hulle oppas in hierdie konsentrasiekampe nie, want ek is 'n Christen. En skielik wil al die ou mense die goeie nuus hoor. En toe sê ek, maar ek kan 'n paar ander voorbeelde noem waarvan julle nie so baie sou hou nie. Dis 'n harde ding om 'n Christen te wees. Dis om lynreg teen die stroom te gaan. Maar ek wil tog glo, as hierdie bose kringloop van ek vat die pyn wat my aangedoen is en ek gee dit aan, en ek vat dit en ek gee dit aan. En they cry justice, but they mean revenge. En is 'n bose kringloop van, jy het my seer gemaak en ek maak jou seer, en jou mense het my mense seer gemaak en ek maak jou mense seer. Ek het julle vertel van my oupa wat my vertel het van die Engelse en die Joiners in Frankfurt gemeente, en nou die dag preek ek daar, en ek sien hulle boek, hulle is nou ek dink 100 jaar oud, en dan sit foto's en prentjies van hoe die Engelse die kerk afgebrand het, en dan loop jy met daai wroging, en as baie mense loop maar met 'n wroging van wat jou mense en hulle mense en daai mense my aangedoen het, en daar's geen einde daaraan nie. En wat is die alternatief? Die alternatief vir hierdie Jesus idee, dat ons boosheid met goedheid sal antwoord, is dat jy word wat jy haat. En het ons dit nie baie gesien nie. Jy weet, ek sal met 'n kind werk, die skoolhoof sal my vra, ek het blanke spreekkamer by 'n skool gehad. Dan sê die hoof, Jaco, asseblief met die laaitjie praat. Hy het 'n kind aangerand, hy het nou die dag na alkohol geruik, en dan sit net so na die Aprilvakansie. Hy is in graad 10. Dan praat ek met hom, dan sê hy, sy oupa was net so, sy oupa het sy ouma net so geslaan. En hy het verskriklik gedrink. Sy pa het so swaar groot geword. Hy sê en sy pa drink al die geld weg, en hy is daar, het hulle almal al so aangerand, het sy ma so aangerand. En dan sê ek van in jou Aprilvakansie, wat het jy die vakansie gedoen? Dan kom jy agter, hy het gedrink tot hy vaak is en geslaap tot hy dors is. Hy doen nou al presies dieselfde, en hy het nou net 'n kind aangerand. En sy reaksie op die boosheid was om boos te word. Hy's kwaad vir die lewe, hy's seer gemaak deur die goed wat met hom gebeur het, en nou doen hy dit ook. Dis is om met belasting te kroek, omdat jy kwaad is vir die regering wat so vol korrupsie is, of wat ook al. Dus jy word self boos. Boosheid is aansteeklik. Ek onthou 'n storie wat 'n ou geskryf het oor die slawe in die Kaap, ware verhaal, dink dit was Max de Pre of een van daai ouens. So 'n boekie geskryf met 'n klomp onvertelde stories oor Suid-Afrika, en dan het gaan dit oor hoe wreed die slawehandel was in die Kaap, en die Maleiers wat ingekom het, en die hele storie daaroor. Maar dan die mees fascinerende ding van daai verhaal vir my was, dan vertel hy 'n paar stories van slawe wat vrygekoop is. Dan vertel hy van hierdie slawe meisies, hy word vrygekoop, 'n ryk man kon 'n slaaf vrykoop, dan is hy nie meer slaaf nie. En dan is die ergste dat soveel van daai slawe wat vrygekoop is, wat dink jy het hulle gedoen? Wat het hulle geword? Slawehandelaars. Kan jy dit dink? Dis die storie van die een wat verdruk is, word die verdrukker. Dis die storie van ons wêreld. En daar is nie einde daaraan nie. En dis dikwels die kinders en die bejaardes en die mense, die weerlose mense in 'n samelewing wat die swaarste kry in daai ding. Richard Rohr het gesê, pyn
En dis 'n baie groot stelling hierdie, want ek sê vir jou, een van die grootste besluite wat jy in jou lewe kan neem, ek het in hierdie geel boekie heelwat daaroor geskryf vir jong mense. Een van die grootste besluite wat jy in jou lewe gaan neem is, wat gaan ek maak met die pyn en die onreg wat na my kant toe kom? En Richard Rohr sê, hy sê, pain wants to go somewhere. If you don't transform your pain, you will transmit it. As jy nie gaan toelaat dat God jou pyn transformeer in iets anders nie, dan is die kans dat jy dit gaan aangee vir ander mense, dat jy die een is wat die pyn voortsit, baie groot. En ons sien dit in die kinders waarmee ons werk. Ek voel partykeer, ek moet julle sê, ons het al met sulke verskriklike goed te doen gehad, dan as ek lus en kry vir my 'n balaklava en 'n baseball bat en gaan kneecap van daai ouers. En dan dagdroom ek daaroor. Jy weet, jy raak so kwaad, tot jy die ouer ontmoet, waar daai kind so aan sy eie genade of aan haar eie genade oorgelaat het, of so wreed was teenoor die kinders, kom jy agter, hierdie pa of hierdie ma is eintlik maar net daai kind wat groot geword het sonder liefde. Dis maar net daai kind wat in die koue gelê en bewe het sonder 'n kombersie, wat geslaan is en gemolesteer is, omdat daar niemand was om te keer nie. Pain wants to go somewhere, en daai ouer gee die pyn wat sy gehad het, of wat hy gehad het nou vir sy kinders, en dan sê ek vir daai kinders, jy kan nie kies wat sy ouers, jy kon nie kies wat sy ouers jy gekry het nie, maar jy is besig om te kies wat sy ouer jy gaan wees, en stop die kringloop, laat dit by jou stop. 'n Mens kan boosheid gebruik as 'n verskoning om boos te wees en wreed te wees, en die wêreld wil terugkry, of jy kan boosheid gebruik as 'n verskoning om die wêreld 'n beter plek te maak. Om te sê, maar dit sal by my stop en my kinders sal dit nie. Ons het die mooiste stories van kinders, van jong mense wat nou al in hulle 30s, 40s is, wat 24 jaar terug by ons was, wie se kinders nie die pyn beleef nie, want die ouers het toegelaat dat dit getransformeer word in hulle lewens. Die kruis is die plek waar die grootste botsing in die geskiedenis van die heelal tussen goed en sleg gebeur het. Dis waar boosheid en goedheid mekaar vasry. En 'n mens sou dink, soos gewoonlik, as die onreg en die wreedheid en die boosheid en die duisternis hierdie kant by die kruis ingaan, dan verwag jy, nou gaan dit word amper nie net, dit word eintlik versterk baie keer. En nou gaan God met hierdie hand slaan, en hy gaan die wêreld plat slaan. Onthou julle die disipel wat die ou se oor afkap, en dan sê Jesus, nee, ons maak nie so nie, dan plak hy hom terug. Dan genees hy die ou. Dan sê ek moenie dink ek het nie 'n legioen engele om my te beskerm. Maar mens sou dit verwag, dat as boosheid en wreedheid en duisternis en onreg die kant ingaan, dan gaan dit mos aan die ander kant 10 keer erger uitkom. Maar dan in die kruis word dit ook nie net geabsorbeer nie, dis nie net passiewe weerstand nie, of passiewe reaksie nie. Dit word in die kruis nie net geabsorbeer nie, maar boosheid en wreedheid en duisternis en onreg gaan in, en dan word dit getransformeer, en dan kom genade, 'n nuwe lewe, en al die mooi goed waar ons sing, kom aan die kant uit. Ek het vir die mense daar in Stellenbosch gesê, ons moet eintlik almal treehuggers wees. En ek het die mooiste foto waar Jan van Sail, die dominee daar, waar hy 'n boom so hak. So ek wil julle prakties gee. Kan ek vir julle ook die opdrag gee wat ek vir die studente daar gegee het? Ek wil julle met almal môre 'n boom 'n drukkie gaan gee. Okay? So miskien is hy van die ooms, jy's nou nie eintlik 'n drukkie mens nie, vryf hom net so dan, net so. Nie verbystap, gee met so tap. Maar as jy kan, gee hom 'n drukkie, en as jy regtig wil, gee hom 'n soentjie. Ek dink dit sal nog lekker afgaan hier in Jeffreys op 'n paar sekere straathoeke. Ek sê julle sê hoekom. Dan onthou jy, die kruis is van hout gemaak. En bome is die mees fascinerende wesens op aarde. Wat doen 'n boom? 'n Boom vat ons toksiese asems, koolsuurgas, dit klink sommer horrible, klink toksies. En dan absorbeer die boom dit nie net nie, dit transformeer dit in lewegewende suurstof. En is so mooi wonderwerk. Het julle gehoor, ek het nou die aand gebid en vir die Here gesê, dankie dat ons water, ons vars water uit die lug uitval. Ons is net gewoond aan, dis hoekom ons nie ons asem wegslaan as ons dit sien nie. Maar om te dink as wesens wat ons toksiese asems transformeer in lewegewende suurstof.
So gaan gee 'n boom 'n drukkie en dan dink jy daaraan en dan sê Here, laat ek ook so 'n wese op aarde wees wat die boosheid vat sonder om self boos te word. Wat die boosheid kan vat en kan deelneem aan daai eerste wonderwerk wat ons in die Bybel van lees. Wat is die eerste ding wat ons van God lees in die Bybel? Hy maak lig uit duisternis. Hy maak iets goeds uit chaos. En ons word ook geroep om dit te doen. Die vraag is natuurlik altyd, werk dit? Of is dit nou maar net weer 'n lekker storie hierdie, 'n Jesus idee, 'n pie in the sky idee? Wel, het lyk my in die vroeë kerk het dit gewerk. Het lyk my hulle reaksie op die duisternis het die kerk laat groei en die magtige Romeinse ryk verander. Niemand kon staande bly teen mense wat bereid was om goed te wees. Iemand het eendag gesê, ek sal wees soos 'n rubberbal, hoe harder hulle my gooi, hoor sal ek op. Hoe wreder jy hulle vervolg, hoe helderder het hulle lig net geskyn, hoe verder het die getuienis oor hoe hierdie ou opgetree het versprei. Wie van julle ken vir Justice Chungu? Kan julle hom onthou? Hy was net so kort oompie gewees. En Justice het ek redelik goed geken en hy het altyd hierdie storie oor sy lewe vertel en dan, as hy iemand het, ek het hom partykeer rondgery en dan sê ek vir hom, Justice, vertel net weer oom se storie vir my. Wat het gebeur in oom se lewe, dat oom so 'n vredemaker in ons land is? Hy het so die mense leer Afrika tale op televisie praat, hy het perfekte Afrikaans gepraat, onthou julle? En hy was 'n radiokansel omroeper en hy was 'n burgemeester en 'n skoolhoof en 'n klomp ander goed, 'n vredemaker in ons land soos min. En dan sê ek om Justice, wat het gebeur in oom se lewe? Sy vertel net weer daai storie, dan sê hy, Jaco, my hele lewe het verander toe ek by een van God se kinders gesteel het. Dis sy storie. En dan sê ek, hoe so? En dan vertel hy hoe hy daar by die familie gebly het, nie 'n pa en 'n ma gehad nie, en hulle het 'n shebeen gehad, die polisie het hulle geslaan, en hy moes kuiwe hou, en toe die familie hom so geslaan, hy was 'n klein seentjie. Hy sê, en ek het soveel pyn gehad, ek het nog nooit so seer gehad, en ek dink nie net hy het van fisiese pyn gepraat nie. Hy sê, en ek het daar in die veld gelê, en ek het net geweet, ek kan nie teruggaan na hulle toe, en ek het 'n bende gejoin, 'n bende met ander kindertjies wat ook wees was, en ons moet weet, as die kerk nie vir daai kinders se familie gaan wees, hy gaan die bendes dit doen. En hy het deel geword van hierdie groep mense, en hulle het gesteel, hy sê, hy was, omdat hy so buitengewoon klein was hy baie handig, want hy kon deur die skure en die winkel se vensters en deur die klein gaatjies kruip. Hy sê, maar op 'n dag, so in Heidelberg, was hy alleen, hy was nie by die bende nie, en hy was honger. Hy sê, en toe is daar 'n stalletjie, en toe steel ek vir my iets om te eet. Hy sê, en toe ek so omdraai, toe gryp 'n hand my, en toe weet ek, die polisie gaan vir my slaan. Daai tyd het hy nog met die sombok geslaan, hy sê, ek het geweet wat kom, en ek het gevoel, is 'n sterk greep, ek kan nie hier uitkom nie, en ek's 'n klein mannetjie. Hy sê, maar toe hy opkyk, toe sit 'n tannie, en sy sê vir hom, wat is jou naam? En hy sê, Justice Tannie, hy het seker gesê, Justice Missies, daai jare. En sy sê, nou Justice, is jy honger? En hy sê, ja Tannie, ja Missies. En sy vat hom voor hy stalletjie, en sy sê van hom, maar kry vir jou soveel as wat jy wil hê. En sy weet, daai dag het ek die eerste keer gevoel wat dit is om skaam te wees. En toe hy het sê, toe dink ek aan daai teks in Romeine 12, waar Paulus sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, en dit sal hom bring tot skaamte. Dus dikwels lyk my nie ons wreedheid wat mense tot introspeksie bring nie, maar ons goedheid, nie gewaarborg nie. Maar sy's goed vir hom, en hy sê, en sy ontferm maar oor hom, sy vat hom huis toe, sy bad hom, en sy trek vir hom klere aan. En sy maak hom groot as haar kind, in daai jare. Kan jy dink, wat het die gemeenskap gesê, haar man was die skoolhoof. En sy sê net, sy sal vir hierdie kind liefde gee. En hy word self 'n skoolhoof, en hy word 'n burgemeester, en 'n klomp ander goed. Radio en televisie persoonlikheid. Hy sê, en ek sê een keer vir hom, ken oom vir Joseph Chauke, ek weet nie wie van julle ken hom nie. Hy was die hoof van Afrika Jeug-evangelisasie, ook so klein mannetjie. Lyk my dit help om klein te wees as jy 'n vredemaker wil wees. Moeder Teresa was ook net so groot. Miskien gaan julle 'n storie oor haar vertel môre aan.
Ek sê vir hom, ken jy hom Justice, ken jy hom vir Joseph Chauke? Hy sê, wat 'n dapper man, daai klein manietjie. Hy sê, ek was 'n burgemeester hier in die vroeë 90's, in 'n lokasie. En eendag hoor ek 'n skare aankom, ek kan hoor hoe skree hulle, ek kan hoor hoe hulle voete stamp. Hy sê, en ek stap uit, en die skare word net al hoe groter, hulle kom na my huis toe, en hulle drom so om die huis saam. Hy sê, en hulle klippe in hulle hande, en stokke, en party mense het petrol. En hy kan sien hulle is kwaad. Hy sê, ek sê vir my vrou en kinders, gaan in die huis, en gaan kruip weg. En nou Justice, klein mannetjie wat hy is, sê, ek stap uit na my huis toe, en ek gaan staan tussen my huis en die skare. En ek wil met hulle praat, maar hulle is so kwaad, hulle skree net harder, en hulle kom nader. Hy sê, maar die volgende oomblik is daar roering agter in die skare. Hy sê, die mense kyk om. Hy sê, en hier kom daai klein Justice Chungu, hy was 'n evangelis op die dorp, die Moruti. Klein soos hy is, kom hy daar aangestap met 'n Bybel. Hy sê, 'n groot Bybel, dalk was dit nie, die Bybel het so groot was, is dit hy wat so klein was. Hy sê, maar hy loop met die Bybel so in die lug, en die mense het respek gehad vir hom in die dorp, want hy was die evangelis, hy was die Moruti. En soos hy deurstap, raak die mense so half stil, en hy gaan staan saam met Justice, tussen sy huis en die wrede skare. En Justice Chungu sê, Joseph Chauke lig sy Bybel in die lug, en hy maak die skare stil, en hy sê vir hulle, voor ons verder gaan, kom ons bid net eers. Justice Chungu sê, en ek kry eintlik trane in my oë se kan dink nie. Hierdie twee klein mannetjies. Hy sê, Justice Chungu, hy sê, Joseph Chauke gaan saam met hom op sy knieë, voor hy skare. Hy sê, en nou Joseph Chauke het die langste gebed gebid. Hy sê, maar ek het ook die mooiste geluid gehoor, wat ek in my lewe gehoor het, terwyl hy bid. Ek het die geluid gehoor van klippe wat val, en voete wat omdraai en wegstap. En hy sê, geseënd is die vredemakers. Hy sê, wat 'n wonderlike vredemaker. Justice. Ag, Joseph Chauke, daai klein mannetjie. En ek dink iets wat ons nie genoeg verreken in ons land, as ons praat oor vrede maak nie, is watter effek dapperheid speel. Be brave. Want hoekom moet jy dapper wees as jy 'n vredemaker wil wees? Want dikwels is dit jou eie mense wat jou kruisig as jy 'n vredemaker is. Ek onthou, ek moes nie hier ver van julle af nie, een keer by Imagine praat, ons sit nou hierdie duisende jong mense saam. Ek moes 'n paar keer by van hierdie Imagine events praat, en amper altyd het ek die laaste praatjie gehad voor hulle huis toe gaan, en sê ek vir hulle, ons gaan nou op 'n groot uitreik, ons noem dit huis toe gaan. En dan berei ons hulle voor. En as dit vir my sleg om te dink in 'n land soos hierdie, die kerke waarin hulle teruggaan, dan moet ek daai kinders voorberei. En dan moet ek vir hulle sê, onthou, as jy 'n vredemaker gaan wees in hierdie land, gaan jy moet dapper wees. As jy regtig eenheid gaan, oor die grense van mense gaan lief hê, as jy radikaal gaan lief hê soos Jesus, as jy vir Jesus radikaal gaan volg, en vir mense oor ekonomiese en kultuurgrense heen regtig lief gaan wees, moet jy weet, daar's dalk 'n ouma wat vir jou gaan kwaad wees, of 'n oupa. Daar's 'n vriend of 'n vriendin wat jou 'n kafferboetie gaan noem. Daar's 'n pa of 'n ma wat jou gaan laat skuldig voel, en vir jou gaan sê, jy meng nie met die ongure karakters van hierdie wêreld. En as dit vir my sleg, dan sit Christen 1 ek moet eintlik die kinders waarsku teen kerkmense. Nou vir hulle sê, maar dis regtig wat gebeur, want ons kry die goed terug, dan gaan 'n kind vuurwarm terug, en dan sê hy, maar my eie mense maak dit vir my so moeilik. Jy moet weet, Mahatma Gandhi is geskiet deur 'n Hindu, deur sy eie mense. Jesus is deur die Jode oorhandig. Stefanus is gekruisig deur die Jode, deur 'n Paulus, bestudeerder van God. En iets wat ons oor en oor vir mekaar sê, is 'n mens kan, daar's hierdie waarskuwing om soos Jesus te wees, maar om nie soos die Fariseërs te wees nie. Jy kan in God se huis wees sonder om God se hart te hê. En ons moet versigtig wees daarvoor. En ons moet, en dit is my groot pleidooi vanaand, is kom ons help vredemakers in hierdie land. En in die kerk, tussen die kerke, was dit nie wonderlik gister, dat julle kerk 'n ontmoetingsplek was tussen verskillende denominasies nie. AGS en Doxa. Kom ons wees vredemakers. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, sê Jesus. Kom ons maak dit vir
vir mekaar maklik om vredemakers te wees. Kom ons bou die vrede. Dit is maklik om te breek. So die versie wat ek julle wil uitdaag om te leer vanaand, is Romeine 12 vers 21. Dit is so, hulle sê elke ketter het sy letter. Mense het al oorlog gemaak, en die nasies het glo van hulle op hulle tanks Bybelversies geskryf. Nie. Dan val hulle mede-Christene in Holland aan, of in ander lande aan, Pole. Dan staan daar 'n Bybelversie. Jy kan eintlik amper enigiets in die Bybel, uit die Bybel uit regverdig. Hier van, ek weet nie, you name it, is 'n wille boek. As wille stories in. So dit is partykeer gevaarlik om sommer net versies te quote. En ons sê die belangrikste ding is ons met Jesus in die middel sit. Maar ek dink as jy nou en dan 'n versie wat 'n goeie versie om te memoriseer, is 'n versie wat 'n groot stuk teologie eintlik saamvat. Waar jy dit daai hele mooi gedagte wat so sentraal is vir jou saamvat. En dis versies wat die moeite werd is om te memoriseer. En hierdie vers kan jy in jou lewe gebruik of dit goed gaan en of dit sleg gaan en of die kar breek en of jy, maak nie saak wat gebeur nie. Dis 'n fantastiese vers om te memoriseer. Dis Romeine 12 vers 21, 1, 2, 2, 1 en dit sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin die kwaad deur die goeie. Daar by ons, dan sien ek van daai jong mense wat 20 jaar terug by ons was, dan sê hulle vir my, Romeine 12 vers 21, as hulle stout is, dan moet hulle dit uitskryf. But it's something to live by. My ma het dit op 'n ander manier gesê, sy het gesê, hou net jou kant skoon. As daar nou 'n geveg is, as die ouens naaste raak, partykeer is die enigste ding wat jy kan doen, is hou tog net jou kant skoon. Jy weet daai quote wat ek nou gegee het van it's better to light one candle than to curse the darkness. Dis Jesus se idees. Kom ons, mag hy vir ons die dapperheid en die moed van ons oortuiging gee en die deursettingsvermoë gee en die amper die hardkoppigheid gee om te sê, maar ons wil goed wees te midde van boosheid. Ons wil ook 'n gesindheid hê wat sê, as dit dan donkerder word, sal ons helderder skyn. En ons wil boosheid en wreedheid antwoord met liefde en met goedheid. En ons wil die wêreld beter maak. Iemand het eendag gesê, die lewe maak jou bitter of beter. Jou keuse. Kom ons bid saam. Here, U vra wille goed van ons, goed wat teen ons natuur is. Maar ons sien hoe lyk ons wêreld en ons wil U kom glo vanaand dat U droom oor die koninkryk, dat U idees ook oor hoe ons boosheid moet beveg, dat dit beter is as ons idees. En ons het ons manier probeer. Ek bid, Here, dat U ons sal help om besig te wees met die vraag, hoe kan ek 'n lig wees? Hoe kan ek dit beter maak? Hoe kan ek boosheid in pyn transformeer? En dat boosheid die teendeel met ons sal regkry om onsself donker te maak. Gee ons ook die gawe, U wat die skepper gees is, na wie se beeld ons gemaak is, dat ons ook lig uit duisternis sal maak en goedheid uit boosheid. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n song of 2. Amen. Dit is so lekker, dankie vir julle vir die worship. Elke aand, julle is 'n buitengewoon geseënd met baie talent en lekker dominees ook, moet ek sê. Een keer toe ek klein was, toe breek die kar. Ek weet nie waar was my ma nie, maar ek en my sussie was in die kar. My pa was met sy kop onder die engine kap in. En toe sê my sussie kry toe 'n idee, toe sê sy, Jaco, druk die hoeter. Druk ek die hoeter. So die eerste doef was al voor, ek dink die tweede een was hier agter. Maar later in my lewe toe dink ek, wat gaan aan met ons mense, dat as dit sleg gaan, dan dink ons, hoe kan ons dit nog erger maak? Dis asof ons koppe daar wil gaan, en mag die Here ons help om met die teenoorgestelde gees op te tree. Mag die genade van die Here nie net na jou te vloei nie, maar deur jou vloei. En mag jy die boosheid van hierdie wêreld
beantwoord met God se goedheid. Mag jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar die kwaad oorwin deur die goeie. En mag jy ervaar hoe God se gees met jou is en jou ook beweeg, soos hy sy kinders in daai eerste eeue beweeg het. Amen.